Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom in vanoggend se erediens. Ek weet dit is lekker koud hier buite, maar mag ons vanoggend die warmte van die liefde van Christus beleef en ook die Heilige Gees wat met ons is en ons omvou. Geliefdes, ons gaan vanoggend ons toetredelied saam staande sing, Heilige Jesus. Lukas 24 vers 51 staan, terwyl hy hulle seën, het hy van hulle al weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Die Here seën ons met sy teenwoordigheid, sy betrokkenheid en sy genade. Mag jy beleef hoe die Heilige Gees u omvou as 'n trooster en as God met u. Amen. Kom ons sing ons lofsang saam. Ons was donderdag aand hier by mekaar gewees om Hemelvaart te vier. Hemelvaart is een van die belangrikste
getuienisse op ons jaarlikse kerkkalender waar ons sê, maar die Here Jesus Christus lewe. En hy het opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand van God en hy regeer. En ons tema vanoggend sluit aan by hemelvaart. Want die disippels, geliefdes, na die hemelvaart van die Here Jesus Christus, moes wagtend wees vir die Heilige Gees. Hulle moes wag. En sonder die Heilige Gees kon hulle nie verder uitgaan. En ons as gelowiges is ook wagtend. Wagtend nie meer op die koms van die Heilige Gees nie, maar ons is wagtend op die wederkoms van Jesus Christus. Want Jesus het gesê, soos wat hy opgevaar het na die hemel, so sal hy terugkeer op die wolke. Geliefdes, wie van u het onlangs al gewag? Oor die algemeen hou ons as mense nie daarvoor om te wag nie. Byvoorbeeld wanneer ons binnelandse sake toe moet gaan, of winkels toe moet gaan en in lang rye moet staan, wanneer ons wag op antwoorde van dringende boodskappe of oproepe, wanneer ons wag vir daai terugvoering van 'n werksonderhoud, wanneer ons wag vir 'n proses of 'n projek waarmee ons besig is, wat ons eintlik gedink het, nie so lank gaan neem soos dit neem nie. Dalk wag jy vir iets wat u gehoop het en u gewens het net vinniger gaan gebeur. Ons as mense dink dikwels dat wag tydmors is. Want dit voel dikwels so, om net te staan en te wag ergens of te sit en te wag ergens, dat dit 'n mors van tyd is. En daarom kan ons so maklik dink dat om geestelik te wag ook 'n mors van tyd is. Maar in die Bybel leer ons dat geestelike wagtyd nie nuttelose tyd is nie. Geestelike wagtyd in God se koninkryk is dikwels voorbereidingstyd. Of tyd waarin die Here in en deur ons ook werk. Na Jesus se hemelvaart het die disippels gewag. En so, terwyl hulle wag, het hulle vasgehou aan die belofte wat Jesus gemaak het, dat die Heilige Gees sal kom. En hulle moes in Jerusalem bly en wag vir die vervulling van die belofte. En vandag leef ons nog steeds wagtend. Wagtend vir die wederkoms van die Here Jesus Christus, of die dag waarop die Here ons kom haal. Maar dit gaan nie net oor wag op die wederkoms nie. Dit gaan ook vanoggend oor wag. Wag terwyl ons op soek is na antwoorde op ons gebede. Wag terwyl ons vir die Here vra vir sy hulp, of sy krag, of sy leiding in 'n saak of in 'n projek waarmee ons besig is. Gaan oor wag vir die Here om te sê, maar wat moet ek nou met my lewe doen? Wat volgende? Gaan oor wag vir die Here op verskillende plekke en verskillende maniere van ons lewe. En die vraag wat ons vanoggend vra is, wat doen gelowiges terwyl ons wag? Hoe wag 'n gelowige? So ons gaan vanoggend bietjie lees hoe die disippels gewag, en ons gaan lees uit Handelinge 1 verse 3 tot 5 en dan ook verse 12 tot 14. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop
van die 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Dan lees ons ook vers 12 tot vers 14. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, 'n Sabbatsreis ver. In die stad aangekom, is hulle na die boventrek toe, waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus en die seun van Alfeus, Simon van die Takkus en Judas die seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind volhard in gebed en saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria die moeder van Jesus, sy broer, was ook by. So, geliefdes, ons lees hier in Handelinge bietjie meer oor wat die disippels gedoen het. Hulle was wagtend. Maar hierdie wagtydperk het hulle nie gemors nie. In die eerste plek het die disippels nie passief gewag nie. Die disippels kon maklik besluit het, Jesus het nou opgevaar na die hemel, ons gaan nou aangaan met ons eie lewe, ons gaan nou terugkeer na ons ou lewens, ons ou gewoontes, ons gaan nou doen wat ons vroeër gedoen het, ons gaan nou beroepe gaan beoefen. Hulle kon besluit het om uit mekaar uit te gaan. Maar tog lees ons in vers 14, hulle het almal eensgesind volhard in gebed. Ons lees dat terwyl hulle gewag het, het hulle saam gebly. Hulle het gebid, hulle het die woorde van Jesus oordink, die skrif oordink, hulle het mekaar bemoedig en hulle het in gehoorsaamheid het hulle volhard. Hulle het geweet, die Here het aan hulle die belofte gemaak, hulle sal die Heilige Gees ontvang. Hulle sal krag ontvang. Hulle het Jesus geken, hulle het Jesus vertrou. En daarom het hulle in geloof en gehoorsaamheid gewag. Omdat God werk, kan ons as gelowiges ook in sy koninkryk vir hom werk. Omdat God beloof het, kan ons ook as gelowiges aanhou om te bid, aanhou om te volhard in geloof. Omdat God getrou is, kan ons ook mekaar bemoedig. Die skrif dag en nag oordink. Die disippels het gewag ook met verwagting. Die disippels het nie gewag omdat hulle onseker was oor wat Jesus nou eintlik beloof het en wat nou eintlik gaan gebeur en hulle is onseker in geloof nie. Nee, hulle het gewag want hulle het gesien. Jesus het die dood oorwin. Hy het hulle aan hulle verskyn. Hy het opgevaar na die hemel. En in geloof het hulle verwagting gehad. Hulle het met 'n verwagting geleef. Want die kruis was klaar, die graf was leeg en hulle het beleef. Die hemelvaart het plaasgevind. En nou wag hulle vir die belofte van die Heilige Gees. Die volgende stap in God se plan. En ons leer by hulle vandag dat 'n Christelike wagtyd is nie 'n nuttelose of 'n hulpelose wagtyd nie. Dis 'n wagtyd met verwagting. Dieselfde geld vir ons vandag. Ons wag nie in duisternis nie. Ons wag nie sonder sekerheid nie. Ons wag nie sonder hoop of sonder verwagting nie.
Ons wag nie sonder die beloftes van ons Here nie. Ons wag as mense wat weet, Jesus Christus lewe, hy het opgevaar na die hemel, hy regeer. En ons leef met die wete en die belofte. Jesus kom weer. En dit maak dat ons so klein bietjie anders wag as die disippels. Want ja, die disippels het gewag vir die Heilige Gees. Pinkster het nog nie plaasgevind nie. Maar ons leef tussen die uitstorting van die Heilige Gees, tussen Pinkster en die wederkoms. Die disippels het nog gewag vir krag, gewag vir die vervulling van die Heilige Gees. Maar ons het reeds die Heilige Gees. Ons wag reeds in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, God met ons. Ons wag as mense wat reeds die krag van die Heilige Gees beleef in ons lewe. Die Heilige Gees wat vir ons intree in gebed. Geliefdes, die Gees vra ons nie om te wag nie. Te wag soos nuttelose of doellose mense. Nee, die Heilige Gees inspireer ons om, terwyl ons wagtend is, sy troos en sy bemoediging te beleef, sy versterking te beleef. Hoe die Heilige Gees ons in hierdie wêreld instuur. So wat doen gelowiges terwyl ons wag op die wederkoms? Wat doen ons op aarde terwyl ons wagtend is totdat die Here ons kom haal? Geliefdes, ons bid. Ons leef heilig, ons getuig en ons volhard. Ons bid want gebed herinner ons dat ons hoop lê nie in onsself en dit lê in die Here alleen. En in 'n gebedsverhouding met die Here beleef ons hoe God in en deur ons werk. Hoe die Heilige Gees kom en ons harte verander en ons lewe kom verander. Gebed is deel van ons as wagtende gelowiges se daaglikse wandel met die Here. Die wagtyd kan lank en kan moeilik voel. Ons raak soms as mense ongeduldig wanneer ons moet wag. En daarom moet ons bid dat God ons sal help om getrou te bly. Selfs wanneer ons moeg raak, selfs wanneer ons moedeloos raak. Dat ons in gebed sal bid vir die krag wat ons nodig het, vir die moed wat ons nodig het. Ons leef heilig. Wagtende Christene leef anders. Nie perfek nie, maar anders. Ons waardes, ons prioriteite en die hoop wat ons in hierdie lewe het, lyk anders as die wêreld. Want ons leef ook met die wete dat hierdie wêreld is nie ons finale tuiste nie. Vir die gelowige is die dood nie die einde nie. En met die hemelvaart van Jesus Christus is ons daaraan herinner. Hy het gegaan om vir ons plek gereed te maak. En daarom kan ons met hoop ook wag vir Christus. Wat ons weer sal kom haal. Geliefdes, ons as Christene kan nie terwyl ons hier wag gemaklik raak met sonde nie. Die wederkoms
roep ons om heilig en opreg te lewe. Dit roep ons om uit liefde vir die Here te lewe. Nie vir onsself nie, maar as lewende offers vir die Here alleen. Derdens getuig ons, want net voor Jesus se hemelvaart het hy gesê, julle sal my getuies wees. Dit is die opdrag wat ons elkeen het. Ons kan nie passief wag vir Jesus nie, ons moet van hom vertel totdat hy ons kom haal. En elke gelowige het hierdie roeping in ons huise, in ons kinders en kleinkinders se lewens, in ons werke, in ons gemeente, in ons gemeenskap. Ons woorde en ons dade moet getuig. Jesus leef. En mense moet deur ons woorde en dade hoor en sien dat ons aan die Here behoort. Vierdens moet ons volhard in die wagtydperk. Want wag is moeilik, wag voel soms onmoontlik. Soms voel dit asof God stil is, soms voel dit asof die wêreld te donker is, soms voel ons as gelowiges net moeg of afgemat of net moedeloos. Maar selfs in die wag vra God vir ons om te volhard. Die vroeë kerk het ook gevra, waarom neem die wederkoms so lank? Kom Jesus, kom. Kom stop die lyding en die pyn en die seer van hierdie wêreld. Maar ons as gelowiges weet dat in hierdie wagtyd wat ons beleef op aarde, dat die Here ons nie vergeet nie. Ons ken nie die dag wanneer die Here ons kom haal nie. Ons ken nie die dag van die wederkoms nie, maar ons volhard in geloof en in gebed en in vertroue. Want God is steeds in beheer, steeds aan die werk. Hy regeer nog steeds. Hy werk nog steeds in ons en deur ons. En ons kan hom aan hom vashou. Geliefdes, miskien voel jy vandag moeg gewag. Moeg gewag vir genesing, vir antwoorde, vir herstel, vir vrede, vir verandering, vir uitkoms. Wagtye in hierdie lewe kan swaar wees, moeilik wees, uitdagend wees. Ons leef in 'n wêreld van onsekerheid, van soveel pyn, van soveel seer en siekte, van soveel onreg en oorlog, trauma, dood. Maar met die wederkoms bring Christus finale herstel, geregtigheid en vrede. Die disippels het gewag en die Here het sy belofte nagekom. Mag ons ook wag met die wete, God sal sy belofte nakom. Geliefdes, die wagtyd is nooit leeg wanneer God teenwoordig is nie. Die wagtyd is nooit nutteloos of doelloos wanneer God saam met ons wag nie. Geliefdes, hoe wag ons op antwoorde? Hoe wag ons tot die Here ons kom haal of met die wederkoms? Of totdat ons persoonlike wagtyd op aarde volbring is? Mag ons in ons persoonlike wagtye aanhou bid, aanhou werk vir die Here, aanhou om te getuig,
Aanhou om te volhard en aan te hou. Om te smeek dat die Heilige Gees in en deur ons sal werk en met ons sal wees. Die boek Openbaring eindig met hierdie woorde. Die genade van die Here Jesus sal by almal wees. Mag ons selfs wagtend die genade van ons lewende Here beleef. Mag sy genade met ons elkeen wees en bly. Mag daardie onverdiende goedheid so deel wees van ons lewe, dat ons nie anders kan as om in geloof en in volharding wagtend te wees nie. Amen. Geliefdes, kom ons sit net so en dan bid ons ook saam. Ons hemelse Vader, ons kom vandag in U naam bymekaar en ons wil vir U dankie sê. Dankie vir U teenwoordigheid in ons lewe. Dankie dat U in U genade ons omvou. Omvou in U liefde, omvou in U goedheid en omvou in U getrouheid en ook U troue sorg. Here, gee ons vandag ons daaglikse brood, vergewe ons sonde. Ons bid dat U wil sal geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, in ons elkeen se persoonlike lewe. Dankie, Here, dat ons kan wagtend wees met U Gees, wat ons vervul, wat ons lei en wat vir ons intree by U die Vader. Ons sê vir U dankie en ons bid dat ons met ons lewe tot eer en verheerliking van U alleen sal leef. Amen. Geliefdes, ons gaan afsluit vanoggend deur 'n gebed. Laat Heer U vrede deur my vloei. En mag dit ons werklik help om net vir die Here te vra, om ons te help, om op die regte manier en met die regte gesindheid wagtend te lewe, totdat hy ons kom haal. En na die seëngroet gaan ons dan ook afsluit met die gesang Amen. Kom ons staan saam.
van God die Vader, van Jesus Christus en van die Heilige Gees, wat ons troos, ons lei en versterk, terwyl ons wag op die Here. Amen.